Baie welkom aan elkeen van julle. My naam is Rido vir die van julle wat my nie ken nie en welkom by ons dankdiens. Dankdiens 2025. Wat 'n wonderlike voorreg om terug te kan kyk na die jaar en die Here te kan loof en prys. So 'n paar jaar terug toe my oudste seun Alexander, toe hy in graad R was, dis seker hy's 3 of 4 jaar terug. Is nie goed met die wiskunde nie. Maar toe hy in graad R was, bel sy juffrou ons eendag. En of nie bel nie, sy stuur 'n boodskap en sy sê, man, sy moes nou vir Alexander 'n broodjie gaan koop het, want hy was nou nie lus vir sy kaasbroodjie nie. En net daar was ek klaar ongelukkig. Miskien het jy al die storie gehoor. Maar hy was nou nie lus nie en dit was nou nie vir my 'n lekker ervaring om te hoor dat hy was nou nie lus. Dit is okay as jy nie hou van kaas nie. En dan maak ek seker dat daar nie kaas op is nie, maar hy hou gewoonlik van kaas en daarom is daar kaas op sy brood en in daai oomblik was hy nou nie lus nie. En toe hy nou by die huis kom, toe het ons nou 'n gesprek gehad. En as 'n pastoor mag kwaad word, dan was ek dalk 'n bietjie kwaad geweest, ongelukkig, en vir hom mooi die laat verstaan dat die hele speech gegee van ek het in die Vrystaat groot geword, wie dink jy is jy? Ek het nooit kaas op my brood gehad nie, inteendeel, ek het eers uitgefigure wat is kaas toe ek 18 is. Jy verdien niks, alles is uit genade, daai hele ding. So wees dankbaar wat jy kry. Dit gaan nie oor waarvoor jy lus is nie, jy eet daai brood. Jy sê nie vir jou juffrou sy koop vir jou 'n ander broodjie nie. En die volgende dag toe ek hom gaan oplaai, toe vra ek nou vir hom, nou wat het jy geleer vandag? Hy sê nee, dankbaarheid. O, dankbaar waarvoor? Nee, daar was peanut butter op sy brood. Okay, peanut butter, as hy. Maar daai storie het so indruk op my lewe gemaak, want dit gaan oor dankbaarheid en al was ek ongelukkig, kon hy iets leer en ek iets leer, dat in die klein goedjies ons dankbaar kan wees. En ek dink dit is wat ek graag wil hê ons vandag moet doen, is om te kan terugkyk en te kan sê, joh Here, dit was 'n uitdagende jaar, dit was moeilik geweest, dit was nie, party dele van die jaar was nie lekker geweest nie, maar tog kon ek iets geleer het en ek kan dankbaar wees. En so, ek wil graag net kortliks met julle 'n woord deel en julle kan oopmaak in Lukas 17. As jy jou Bybel het of jy kan saam met my lees op die skerm. Ek het al baie hierdie storie gelees en dit maak so indruk as jy hom klaar gelees en dan voel jy eintlik so half bietjie skuldig. Dat 'n mens nie, jy weet, meer net terugkyk en dankbaar is vir dit wat God wel en werklik in ons lewens doen nie. En dit gaan oor Jesus wat hierdie 10 mans genees wat melaats het. En so, die storie gaan so. Dit gebeur terwyl Jesus deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea op reis was na Jerusalem toe. So Jesus was op pad na Jerusalem toe, daar's feeste, Jesus het baie beweeg, en so hulle is nou op pad hier na Jerusalem toe, en hulle beweeg op hierdie fyn lyn tussen Samaria en Galilea, waar mense mekaar nie eintlik baie van hou nie. En hier buitekant 'n dorpie, toe hy aan die buitewyke van 'n sekere dorpie kom, het 10 mans met ernstige velsiektes, aan 'n vertaling sê dit is melaats, hom tegemoet gekom, maar op 'n afstand bly staan. Hulle het op 'n afstand bly staan, hulle kon nie nader kom nie. Hulle het hard na hom geroep, Jesus, meneer, ontferm u tog oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy aan hulle, gaan wys julle self aan die priesters. Luister wat gebeur toe, terwyl hulle soontoe op pad was, het hulle gesond geword. Een uit die groep, toe hy sien dat hy gesond geword het omgedraai en met 'n harde stem vir God geloof. Hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. En hierdie persoon was 'n Samaritaan. Toe merk Jesus op, was daar dan nie
10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God te loof, behalwe hierdie vreemdeling, hierdie Samaritaan nie? Aan hierdie man het hy gesê, staan op, gaan, jou geloof het jou gered. Hierdie is die woord van God. Dankie Here vir u woord. Dankie dat ons uit hierdie skrif vanoggend iets kan leer, Here, die diep waarheid van dankbaarheid. Mag jy dit aan elkeen van ons kom openbaar. Is my gebed. Amen. Nou hierdie gedeelte wys vir ons 'n diep waarheid oor dankbaarheid. Dit onthul iets, dit openbaar iets vir ons. In vers 12 en vers 13 sien ons dat daar is 10 mans wat nood gehad het. Hulle is siek, hulle is gebroke, verwerp, onrein, hulle moet buite die dorpie bly en hulle kan nie nader kom nie, hulle het 'n definitiewe nood. En hulle skree uit, hulle skree vir Jesus en hulle bid in 'n manier en hulle sê, Jesus, ontferm u oor ons. Wees ons genadig. Ja, hierdie jaar so gevoel? Waar jy op 'n plek was waar jy gesê het, Jesus, ontferm u oor my. Wees my genadig. Elkeen van ons het nood. Dalk 'n siekte. Dalk voel jy ontwerp of jy het vrees of angs gehad hierdie jaar wat gemaak het dat jy hierdie selfde gebed bid. En in vers 14 sien ons hoe Jesus vir hulle sê, gaan wys julleself aan die priesters. Want as jy melaats was, kon jy nie terug in die gemeenskap kom totdat jy jouself aan die priesters gaan wys het en hulle het gesê, okay, yes, jy's gesond, jy kan terug in die gemeenskap kom. En so Jesus sê, gaan wys julleself aan die priesters. En so God se goedheid, sy genadeheid, sy genesing val op alle mense. Al 10 van hulle kon gegaan het. Hy het nie gesê julle 3 kan gaan, maar julle 7. Nee, hy het gesê gaan wys julleself aan die priesters en al 10 van hulle is genees. Of hulle nou dankbaar was en of hulle ondankbaar was, daar is genade wat bewys is aan al 10 van hierdie mans. En hulle word toe gesond. Dit sê in vers 14 dat terwyl hulle op pad was, merk die een opmag, ons is gesond. Daai gedeelte staan so uit, toe ek hierdie gedeelte lees, is dit so asof dit so uitstaan vir my en ek iets besef van, soms is wonderwerke of die genesing of dit wat ons God voor vertrou, is dit terwyl ons op pad is. Dit is nie 'n kamp in ons elendes en in ons vrees en in ons angs en hier staan ons nou. Jesus het vir hulle gesê, gaan wys julleself aan die priesters. En so van hulle kon besluit en gesê het, wel, dis nou, hy het nie gesê ons is genees nie, hoekom moet ons na die priesters toe gaan? Ek het nog steeds melaats. En van hulle kon daar gebly het, maar hulle het gegaan, hulle het op pad, en terwyl hulle op pad is hulle genees. Sammy se genesing was 4 jaar gewees. En hy's hierdie jaar, is hy eers genees. Vir baie van julle is daar, vertrou jy al vir lank en die deurbraak het dalk hierdie jaar gebeur. Terwyl ons op pad is. Kom ons kamp nie te lank in ons nood nie en ons besef dat God doen wonderwerke terwyl ons op pad is. Vers 15 en 16, dan gaan hy aan en ons sien hoe een van hulle besef en hy sien, sjoe, ek is genees. Ek het genesing ontvang en hy het omgedraai en ons sien hoe nie almal omdraai nie. Net een het omgedraai. Die ander 9 hulle is op pad na die priester toe. Maar hierdie een besef, ek is genees en hy draai om en hy gaan terug na Jesus toe. En toe hy by Jesus kom, sien ons hoe hy loof hom met 'n harde stem. Kry nou niks harder as 'n mic vanoggend nie. Hy loof hom, as jy nou gedink het jy kan hom loof met 'n harde stem vanoggend, is jou kans. En hy loof God met 'n harde stem en hy val voor sy voete neer en hy dank hom.
Hy kom met 'n hart vol danksegging. En hy dank God vir wat hy gedoen het. Hierdie man het nie sy genesing vanselfsprekend opgeneem nie. Want dis soms wat gebeur. En het aangegaan met sy lewe. Die ander man se 10-1 ook terwyl hulle hardloop het besef, "Joh, ek is genees, die wonderwerk het gebeur, kom ek gaan wys en dan kan ek aangaan met my lewe." En baie keer is dit hoe ons optree. Ons gaan net hierdie lewe en die Here doen goeie goed vir ons en dan gaan ons net aan asof niks het nou regtig gebeur nie. En ek wil graag hê dat ons op 'n plek kan kom soos hierdie man het besef. Iets het gebeur. Iets groot het gebeur. Ek moes op 'n afstand gestaan en skree het, want ek kon nie nader kom nie. Maar ek is genees en daarom kon ek voor sy voete gaan val en sê, "Dankie Here. Dankie vir wat U kom doen het in my lewe." Dit is 'n absolute hart van dankbaarheid en van genesing. Sy dankbare hart het hom laat terugdraai na Jesus toe. En so voordat ek gaan na vers 19 toe wat die laaste gedeelte is, wil ek jou vra, kan jy net vir 'n oomblik jou oë toemaak? En ek weet Etienne het ons die inleiding daarvoor gegee. Maar kan jy net vir 'n oomblik terugkyk na hierdie jaar? En as jy kan, in jou geestesoog sien hoe jy terugdraai, soos hierdie een man teruggedraai het, en vir Jesus gaan dankie sê het. Waarvoor sal jy vir Jesus dankie sê? Waarvoor sal jy dankie sê? Waarvoor is jy dankbaar vanoggend? Wat het die Here kom doen in jou lewe hierdie jaar? Vat net 'n oomblik. Here, ek bid in hierdie oomblik deur die Gees dat ons nie dit wat U vir ons doen van selfsprekend sal opneem nie. Dat die kaas wat ons kry, Here, nie van selfsprekend sal wees nie. Maar ek bid nou deur die Gees, Here, dat U ons dankbaarheid na U toe sal bring. Dat U ons sal lei, Here, om te kan sien waarvoor ons dankbaar kan wees. Wat U kom doen het in ons lewens. Dat die goed, Here, wat ons, die pressing from all sides, Here, waartoe ons dalk op hierdie oomblik gaan, Here, kan U dit dalk net in hierdie oomblik kom release vir 'n oomblik en vir ons wys, wat het U klaar gedoen? Help ons om te kan terugkyk en te kan sien U grootheid en U goedheid, U getrouheid in ons lewens. Help ons om dankbaar te wees, Here. In vers 19 toe sê Jesus vir hierdie dankbare een, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Die 9 het genesing ontvang. En hierdie een het ook genesing ontvang. Maar hy het veel meer ontvang. Hy het teruggegaan en hy het 'n ontmoeting met Jesus ontvang. Hy het 'n seën van Jesus af ontvang wat vir hom sê, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Nie een van die ander 9 het dit ontvang nie, maar hierdie een het 'n ontmoeting met Jesus gekry deur 'n dankbare hart te hê. En dis wat gebeur in ons lewens, vriende, is wanneer ons dankbaar is, wanneer ons dankbare harte het, dan kan ons terugdraai na Jesus toe en hy seën ons nog meer en hy kan nog meer vir jou gee. Jy kan 'n ontmoeting met hom hê as gevolg van die dankbaarheid in jou hart. Ons het almal genade nodig, beskerming nodig, voorsiening nodig, vergifnis nodig. En miskien het jy dit hierdie jaar ontvang. Sommige van julle is gedoop hierdie jaar. Sommige van julle het dalk hierdie jaar jou lewe na Jesus toe gedraai vir die eerste keer of weer teruggedraai. En hoe dankbaar kan ons wees vir dit wat hy kom doen het deur hom, deur sy lewe vir jou. Kan ons vandag terugkyk en daarvan getuig. Kan jy getuig van dit wat hy vir jou gedoen het? Kan jy vir Jesus loof met 'n harde stem vanoggend en dankie sê vir sy goedheid en sy getrouheid in jou lewe?
Dis wat ek met jou wil deel vanoggend, 'n kort woord, maar 'n woord wat so direk spreek in die dankbaarheid van ons as mens, dat dit lei ons na Jesus toe. Kom ek bid vir ons. Here, dankie dat as 'n gemeente ons vanoggend vir U kan kom dankie sê. Dankie dat ons kan terugkyk na 'n jaar wat U vir ons so goed was, Here. Dankie vir elke persoon wat hierdie jaar gedoop is. In daai groen swembaadjie daar buite, Here. Dankie vir groot en vir klein, oggend en aand, Here, wat gedoop is. Dankie, Here, vir mense wat hier Sondag na Sondag kan staan, Here, en ontmoetings met U kan hê. Dankie vir die voorreg dat ons hier kan staan en U woord, Here, kan preek in 'n land, Here, wat oop is, sodat ons dit kan doen. Dankie dat ons, Here, vrylik kan staan en U aanbid. Dankie dat ons die Bybel kan lees, Here. Dankie vir hierdie saal wat so mooi oorgedoen is hierdie jaar dat ons kon intrek, Vader, en sulke wonderlike tye saam kan hê as 'n geestelike familie. Dankie, Here, vir lewensgroepe, life groups wat hierdie jaar begin het. Dankie, Here, vir ons dat ons die woord kan luister in ons taal, Here. Ek dink aan soveel oomblikke wat ons hierdie jaar gehad het, Here, om voor dankbaar te kan wees as 'n gemeente. En so ook vir elke persoon wat deur goedjies gegaan het, Vader, stories en getuienisse het van wat U kom doen het in hulle lewens. Dankie dat ons vanoggend, Here, kan vat om terug te draai na U toe en vir U met 'n harde stem te kan sê dankie. Ek loof en ek prys U naam vir wat U doen in my lewe en in ons lewe, in my gesin se lewe, my familie se lewe. Mag U al die eer ontvang deur elke persoon wat hulle dankbaarheid na U toe bring vanoggend of selfs om die etenstafel vandag, Here, wanneer hulle bymekaar is as families. Mag ons dit nie net hier hou nie, mag ons dit in ons families invat en dankbaar wees vir wat U doen. In Jesus naam. Amen. Amen. Goed. Dis nou waar ek vir julle oorgee. Ek het 'n paar getuienisse net vir 'n paar mense gevra om ons af te skop. Maar dit is net om ons aan die gang te kry en dan kan jy hier voorkom sit. Dis 'n open mic. Jy kan hier na Etienne toe kom. Hier gaan 'n rytjie aan die gang kom. En dan kan jy vir hom sê jy wil jou graag jou getuienis deel, laat hy net vir my wys, okay, hier is iemand wat graag hulle getuienis wil deel. So asseblief kan ek jou vra om vry te voel om vanoggend te deel. Ons het alles wat ons nodig het. Ek gaan sommer vir Karin en vir Johan vra om ons af te skop. Johan en Karin is die ouers van ons kinderhuis, ons babahuis Twalo. En ek het vir Karin en Johan gevra om vir ons 1 of 2 stories te kom vertel. Ons almal weet van ons babahuis en van wat hulle doen en ons is so betrokke en ons gee en ons help en ons ondersteun, maar hulle sit elke dag. Is hulle in hierdie babahuis en hulle is besig en hulle doen en daar is amazing stories en ek dink as ek vanoggend vir Karin die geleentheid gee, dan sal sy ons die hele oggend besig kan hou. So julle is regtig welkom om sommer net getuienis te kom deel, om hier voor te kom sit en dan gaan Etienne ons ook help om dit net te beheer. Maar dankie vir julle bereidwilligheid om te kom deel. En ja, ons luister graag. Jo, baie dankie dat ek dit kan doen. Ek het vir vandag sê ek 'n uur, want ek kan so baie sê, maar omdat dit so verskriklik naby aan my hart lê, kan ek net kort praat. So, ek wil begin deur te sê dat as dit nie Susan en Tony se hart was nie, het ons hier gestaan nie. So ek wens dat hulle hier was om langs ons te staan, wat ons vir hulle dankie sê, dat ons die kans het om dit te doen. En dis is span. Ek en Johan kan hierdie nooit alleen doen nie. So ons het carers wat dit saam met ons doen, en ons het volunteers, en mag ek gou vra dat, ek sien nie baie nie, maar die volunteers wat hier is, wil nie net hier by my kom staan nie. Marita, kom, Erna, jy is my bidmaatjie, kom, Andy, ek kan nie almal mooi sien nie, asseblief kom staan nie, want hierdie is 'n span, ons het so baie mense wat
wat nie deel is van ons kerk nie, wat so wonderlik is, dat dit net baie wyer gaan as ons kerk. So ons het 'n baie groot groep volunteers, en ek wil regtig haar vandag vir julle nooi om te sê, as hierdie jou hart raak, kom wees deel van ons span. So, ek wil begin deur te sê, ons is 'n jaar en 'n half oop, en daar is al 7 kinders aangeneem. Dit gebeur nie sommer nie. Ek weet is regtig omdat dit die Here se huis is. Hy kyk na ons, hy sorg vir ons babas. En dit is so lekker om te weet dat ons deel is van, ons is net instrumente in sy hand. So, elke kind se storie begin by ons, maar dit is nie 'n goeie storie wat begin nie. Hulle het verwerping en trauma en hartseer en pyn, geen hoop, geen toekoms. Maar dan kry hulle die geleentheid om deel van ons huis te raak. En met al hierdie mense wat saam bid en wat kom hulle liefde en hulle tyd gee, kom verander hierdie baba se lewe van geen hoop na toekoms, na waar daar soveel hoop is, waar daar soveel liefde is, soveel tyd, soveel aandag. En dan kan ons hierdie verskriklike lieflike babas hê, wat ontwikkel en groei, en ons kan hulle vir ander mamas gee. En ons weet, as ons hulle gee, dan het ons hulle regtig waar kom volmaak met liefde, wat hulle nie geken het nie. So dit is so voorreg om dit te mag doen. Daar's mense wat dink, dat as jy 'n baba van 'n ashoofpap af optel, of uit 'n asblik uithaal, en ons het sulke babas al gehad, dan het daai babas geen potensiaal nie, maar dis nie die waarheid nie. Daai babatjie het net soveel potensiaal as enige van hierdie kinders. En dis ons volunteers en ons mense wat bid, wat ons help om hierdie kinders net weer daai volle potensiaal te kom gee. En dan kan hulle wegskop en wegspring met soveel geleenthede in die lewe. So, dis vir my so spesiaal om hulle dan nie om my te hê, so ek sê dankie vir julle. Want ons gee ons kinders weer 'n stem. Hulle het nie 'n stem as hulle by ons aankom nie, want hulle was niks en niemand. Hulle word weggegooi. Maar deur hierdie huis kry hulle weer 'n stem en kry hulle weer waarde. Ons het 'n ou klein dogtertjie gehad, sy is nou aangeneem, maar in die begin, sy het net vir 2 maande geslaap. En ons glo dat die slaap maak die trauma 'n bietjie gesonder. En toe sy begin meer deel raak van die huis, het sy net gesit en dan die traantjies net so geloop. Geen geluid gemaak nie. En met soveel aandag en liefde en omgee wat ons net elke dag in haar lewe ingestort het sy hierdie vrolike, liefdevolle dogtertjie geword wat kon kliphard lag. En vandag is sy deel van huis waaroor ons so dankbaar is. Ons het 'n seentjie gehad wat vir 2 maande vandat ons hom gekry het, hy net gehuil konstant. So ek het nagte met hom geloop want hy het gehuil. Ons het nie geweet hoe om rustig te kry nie. En ons het net oor hom gespreek en oor hom gespreek en oor hom gespreek. En hy het hierdie selfstandige, selfvertroue seentjie geword wat so vriendelik en lief was. Ons het 'n seentjie gehad wat op 'n asemhaal het. En dit is paniek in sy heel hoogste vorm. En ons het in die kar gespring en gejaag. En ek het begin met CPR en Johan het net Jesus se naam geroep oor hierdie kind. En ek het net gesê, daar is nie asem nie. En ons het 'n vrou, haar naam is Janice. En ek het daar net geroep, gebel en sê, Janice, help my. En ons kon later, na by die hospitaal het hy begin asemhaal. En sy het net gesê, hou aan. En ons was so bekommerd oor hom. En daar was soveel mense wat oor hom kom bid het. En daar het niks oorgehou nie, daar was geen skade van enige aard nie. Hy het op 6 maande gekruip, op 11 maande geloop, en hy is vandag deel van huis. Dit is vir ons so spesiaal om te sien hoe die Here kom huise soek vir elkeen van ons kinders.
dis mense wat dit doen, dis ons social workers wat hierdie ouers kies. Maar ons kan sien hoe die hand van die Here in elkeen van daai is. Want dis soos, as ons die ouers sien en ons sien die kinders, dink ons, wow, is dit moontlik dat dit so 'n perfekte match kan wees? So al is dit ouers of al is dit 'n enkel mamma, dan weet ons die Here was deel van daardie keuse gewees en dit maak ons harte bly. Ons het nou 'n seentjie wat herenig is met sy mamma, maar dit was nie die aanvanklike plan nie. So ons het in die hof gesit met hom om vir sy ander mamma te gee. En die magistraat het gesê, maar sy voel hierdie seentjie moet die kans kry om sy regte ouers te ken. En die hele proses is daar gestop. Ek het so jammer gevoel vir die ander mamma wat gereed was vir die seentjie. Maar toe het hulle sy mamma gebel en gesê, sien sy kans, wil sy hierdie baba weer hê. En haar woorde was, I cried out to God to give my baby back. En vandag is hy herenig met sy mamma en sy boetie. So, ons sien soveel wonderwerke, wat die Here net deel is van ons kinders, en deel is van ons huis. Ja, ek wil net sê, ons kan hierdie nie alleen doen nie. Dankie vir julle, wat dit saam met ons doen. Erna is my vriendin, sy is my bidmaatjie, sy kom tree in vir my kinders, en ek het nog sulke mense nodig, soos Erna. Sy doen dit, want sy is my vriendin, en ek wil net vir julle kom vra, dat as jy 'n bidder is, kom bid asseblief vir ons babas, want daar is soveel goeders wat oor hulle gebreek moet word, vir hulle om te kan aangaan in die lewe. Ek weet ook dat my volonteërs, terwyl hulle met hulle werk, bid hulle vir hulle, ek weet Marita en Anlie, hulle is groot bidders. So dankie vir dit, maar ek wil kom vra dat jy sal deel raak. Of jy wil kom bid en of jy wil kom deel wees van volonteer, as jy so welkom. Dankie. Baie dankie. Baie dankie Karin, dankie vir wat julle doen. Kan ons dalk net vir hulle weer 'n hande klap gee? Yes. En vir die Here. Iemand 'n tissue hê? Hulle kort nog volonteërs vir Desember. Ek gaan dit sommer net nou vir julle sê ook. Ek nou nie beplan om dit te sê nie, maar hier sê ek dit. Dalk Desember is nog nie, hulle wil graag 'n bietjie weggaan. Ek dink Johan en Karin verdien 'n rustyd. En as al van julle is wat voel, jy's dalk hier in Pretoria en jy gaan nie weg nie en jy wil graag help, asseblief kan jy met ons kom praat, jy kan met my kom praat, met Etienne, Gideon, of selfs met hulle, om te gaan volonteer hier oor in Desember se tyd. Ons sal dit baie waardeer. Benny en Lizaan, is julle hier buite? Ja, wonderlik. Hallo julle, ek is Benny Lizaan en dis klein Zeaitjie. So ons storie begin 2014 het ons getrou en ons wil graag 'n honeymoon baby gehad het. En ja, toe gaan dit nou nie so vinnig soos wat ons wou gehad het nie, maar dit was obviously nou nie die Here se wil toe nie en ons het aanhou glo en vertrou en so in 2017 toe ons hier by Every Nation gejoin. En op die heel eerste diens toe het Marinus opgestaan en woord gegee vir mense en vir Lizaan gesê, jy kinderlose ma gaan 'n ma van kinders word. En dit was, ja, hy het ons glad nie geken toe ook nie, die Here het reguit net met hom sy hart gepraat en sê vir Lizaan. En toe is ons weer op die moed en ons hou aan glo en geloof en vertrou, ons gaan eendag ouers word. En ja, dit was toe, baie lekker by, ons het kinderkerk geloof, ons love kinders, van nog altyd in ons lewens, dit is vir ons iemand, en het was baie hard op Lizaan, veral, want onthou al die vriendinne word swanger, en is baby showers, en so aan, so, dit was 'n lang proses vir ons, maar ons het vertrou en sê, die Here gaan sy woord nakom vir ons, en dit was eintlik, ons het toe nie geen dokters gaan sien op daai stadium nie, en ons het toe vir Attie en Lisa ontmoet by Every Nation Hollhouse, en hulle het net vir ons so mooi gesê die dag, toe sê hulle vir ons dat die Here gee gawes vir baie mense, vir dokters veral, en
dis ook nie reg vir ons om dit te weerhou van die dokters af om hulle nie te sien nie, want daai Here seën hulle om die vermoë om vir ons dalk 'n kind te kan gee, op daai manier. En ja, 2023, ja, toe het Lizaan so 'n klein operasietjie gehad, en toe, ja, daarna toe, het ons gaan IVF, en toe nie gewerk inseminasie nie, en toe het ons gaan IVF, en ja, hier is ons swanger, en ons dink toe, dis fantasties, en ek onthou 1 Januarie 2024, toe het ons 'n miskraam. En nou hier kom die ander kant, so hoe hard soos wat dit was, het dit ons huwelik soveel sterker gemaak. So dis die moeilikste ding om dit te sê, maar mens kan dankbaar wees vir dit ook. En dit het toe gelei dat ons 'n ander dokter gaan sien, want na dit toe het ons vriende geraak met die embrioloog, en ons het toe weer gaan IVF, maar voor ons kon IVF toe, laat weer die dokter vir ons maar, ons embriootjies is perfek, en die embrioloog bel ons en sê, maar die dokter gaan onbevrugte embriootjies implant. En so dit het ons toe weer gebreek, maar ons het nie opgegee nie, ons het toe gesê, ons gaan hierdie ding wen, en dit gaan 'n jaar goed afsluit, en toe gaan sien ons 'n nuwe dokter, en hy het 'n hele nuwe plan gekom, en ongelukkig, ons twee is Elsies geselsies, en hy is 'n botmens, hy wil glad nie met ons praat nie, en dit breek my. Ek wil jag en cricket alles praat. En hy wil net babas vir jou gee, dan sê toe seker maar die beter kant van die storie, en ja, daar vind ons uit, ons is weer swanger. En 25 April die jaar, en my oupa is vroeër die jaar oorlede, en is sy verjaarsdag ook gewees, en hier sê dokter vir ons, sy kom 25 April. En maar net na ons het so 'n paar plekke wat ons al sê, jy kyk terug, en dan sien jy eers die Here raak, wat sleg is, want jy moet hom elke dag raak sien. En toe ons op een kinderkerk training was in George, het ons die naam, voor dit toe kry ons die naam Zia. En ons soek toe confirmation, en die gasthuis eintlik waar almal bly is half vol, ons is so half om die draai, stap ons na die ander gasthuis toe, en die kamer wat vir ons gekies het, sy naam is Kezia, selfde spelling as haar naampie. En toe as mens terugkyk, dan sien jy al die goedjies raak, en die dag toe, die laaste implanting, het Lizaan by haar een vriend gaan oorbly, ek was seker maar weer op 'n jagtrip. Maar tydens, toe sy daar oorbly en vir 'n paar dae net rus, toe kom die Here na toe, en toe sê hy vir, daar's jou Ziaatjie, jy is swanger met Zia. En toe van toe af is ons net so sterk in geloof, en daar het alles perfek gebly. So as ons vir iemand kan hoop gee, 10 jaar later, my vriende se kinders is nou net klaar met universiteit. Sorry, ek weet my mic is aan. Maar die Here het 'n great sin vir humor, en die Here se tyd is net perfek. So ons wil net vir almal sê, baie dankie ook vir almal se gebede, en ons staan in dankbaarheid met die perfekte klein poppie. Dankie. Goeiemôre julle. Aan die einde van 2023 het ek vir die Here gevra, ag Here, gee vir my 'n woord of iets vir die jaar wat kom. En ek het gevoel hy het gesê nuwe hoop. En ek het nie mooi verstaan nuwe hoop, en ek het lank daaroor gedink, want hoop in sigself vir my is nuut en is vars, en daar's 'n verwagting in hoop. So wat nuwe hoop, maar ek het gaan Google, en ek het klomp skrifgedeeltes gesoek wat vir my 'n groot seën was. Maar ek het nog heeltyd gewonder die nuwe hoop, en hoe pas dit in? En toe in Maart 2024, toe sit ek en Marloes in die ginekoloog se spreekkamer, en Marloes vra toe vir haar, sal ons nog 'n babietjie kan hê, want hy wil nie hê dat ons enigstens 'n risiko aangaan dat ek dit dalk nie maak nie. My vorige swangerskappe was baie eventvol, en sy het hom toe verseker, nee, sy dink nie ek sal dit nie maak nie. Maar sy sê toe vir ons, julle, dis onmoontlik.
En sy sê toe, sy kan ons op behandeling sit. Toe sê ons nee, hierdie gaan moet gebeur of ek gaan geen behandeling gebruik nie. En ek sit daar en ek sê vir haar, maar kan jy my nou toets? En sy kyk my so, want sy het seker gedink ons is crazy, maar en sy sê, nee, dit werk nie so nie. Ons doen bloedtoetse en so aan. Goed, so 2 weke later sit ek toe nou daar bloedtoets gedoen en ek is toe swanger. Ja, so my swangerskappe was baie uitdagend en so ook die laaste een, maar die laaste een was geweldig uitdagend en ek kon nooit regtig vir die dokter presies sê, hoekom voel ek so verskriklik sleg nie. En toe is daar allerhande komplikasies en goeters, maar mens voel mos maar sleg as jy swanger is. En ja, en toe is Eliana gebore die 11de Desember, so sy is nou amper 'n jaar, verlede jaar, en haar naam beteken Jesus het geantwoord. En toe, 6 weke na haar geboorte, so in einde Januarie van hierdie jaar, toe gaan ek gynekoloog toe, net vir 'n check-up, en sy is toe nie happy nie, sy het 'n ondersoek gedoen, sy is nie happy nie, en sy sê toe, ek moet gaan vir 'n sonar. En ek het nie veel daarvan gemaak nie, en sy het gesê, Johanna, jy moet asseblief hierdie week nog gaan vir die sonar. Maar so gaan 'n week verby, en toe gaan ek vir die sonar en so aan, en ek onthou, ek het, hulle het 'n biopsie ook gedoen, en ek onthou, ek het gesit en vir Eliana gevoed, en toe lei my foon, toe sien ek, dis die dokter, en ek sê toe vir Amy, Ames, gaan staan gou buite, laat ek net gaan met die dokter praat, en sy sê, Johanna, ek is verskriklik jammer, maar ja, die resultaat het teruggekom, en jy het borskanker. En, maar ek was so uit my diepte, ek kon nie regtig verstaan nie, maar Amy, toe ek die foon neersit, stap Amy in, en sy sê, mamma, jy het borskanker, en mense gaan dood van borskanker. En dit was vir my swaar. So in Maart het ek toe gegaan vir 'n dubbele mastektomie, en dit was swaar geweest. Maar in al hierdie is ek ongelooflik dankbaar vir 'n babietjie. Sy is so 'n ongelooflike bron van vreugde in ons huis. En as ek nie swanger geword het nie, dan het ek dalk baie later eers agtergekom dat ek borskanker het. Ek is so dankbaar vir privaat mediese sorg. Ek was nou die dag iemand gaan besoek by 'n staatshospitaal, ek weet nie wanneer laas was julle daar nie, maar dit is, ja, ons het ongelooflik baie om voor dankbaar te wees in terme van privaat mediese sorg. Jy kan met jou dokter praat voordat jy gaan vir 'n prosedure, hy verduidelik vir jou alles, dis dieselfde dokter wat met jou werk, jy weet alles is skoon, want dit is nie so vir almal nie. En dan wil ek sê, ek is so dankbaar vir community. Ek is so dankbaar vir die elders vrouens wat die oggend van operasie by my was en vir my gebid het. En vir almal wat kos gebring het, en vir almal wat vir Marloes ondersteun het, en die dogtertjies gevat het, en alles saam met dit, vir Johanna wat die hele dag, daai dag by die hospitaal gewag het. So hierdie donderdag is, ek glo, die laaste deel van hierdie journey vir my, waar ek moet gaan vir 'n baie groot prosedure. En ja, en ek glo die Here het ook my hart voorberei daarvoor, want ek het glad nie kans gesien nie. Maar die Here weet. En so glo ek met my hele hart, en ek vertrou die Here dat hierdie laaste prosedure donderdag dit is. Toe ons gebid het die Here vir my gesê, this is it, no more. En ek voel, en ek hou vas aan daai woord. Kan ons maar nou vir jou bid? Kom ons steek ons hande uit na haar toe en dan bid ons vir donderdag. Ja, Here, baie dankie dat ons saam kan lag en saam kan huil en saam vir U kan dankie sê vir wat U doen, Here, maar saam ook kan bid en vertrou.
Here, dankie dat ons nou in hierdie oomblik kan saam vertrou vir donderdag se prosedure en dat soos die woord wat U gespreek het, dat dit nou die einde sal wees. Sodat Johanna en Meloes hulle gesin, hulle dogtertjies kan grootmaak, Here, en hulle kinders kan geniet, hulle familie kan geniet en mag U om hulle kom, 'n laar van beskerming om haar trek, Vader. Mag U haar genees. Ons bid in hierdie oomblik vir volkome genesing in Jesus Christus se naam. Dankie dat ons U kan vra en vertrou daarvoor en ons dankie in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie daarvoor, Johanna. Goeiemôre. Goeiemôre. Ek wil net sê ek kom ook van Vrystaat. Daar's sy. Goeie mense. Ek weet nie eintlik waar ek moet begin nie. Hy het vir my gesê ek het 2 minute. Is hy aan? Kan hoor. Okay. Hy het Soms vir my klein gesê bietjie 2 harder. minute, maar ek weet nie eintlik nie. Maar ek gaan my bes probeer. 23 jaar terug moes ons ophou boer in die Vrystaat as gevolg van baie moeilike boerderyomstandighede. Dit was moeilik. Ons het ons plaas verloor. Ons het nie ander inkomste gehad nie. O, hy's af. Okay. Moet ek aan een vat? Is hy aan? Is hy aan. Goed. Ons het nie ander inkomste gehad nie en in daai tyd toe kom ons het altyd in ons lewe gesê vandat ons getroud is dat ons 4 kinders wil hê. Graag 4 kinders. So het ons 4 kinders gehad, maar eenetjie is oorlede. En ons het weer probeer swanger raak, het nooit gebeur nie. En ons het 3 wonderlike kinders, waarvan 2 ook vandag saam met ons in die kerk is, wat ongelooflik is, want ek kan nie dink wanneer laas ons in die kerk was saam nie. Ons ander dogter bly in Nederland. Toe 22 jaar terug kom mense van die kinderhuis op Bethlehem na ons toe en sê hulle het baie lank gebid. Daar is 'n kind van 14 wat swanger is en die Here wys die hele tyd vir hulle dat hulle vir ons moet vra om 'n huis van veiligheid vir hierdie baba te gee. En dis my snaaks dat dit baba stories is vandag. En ek wil net sê Karine is my niggie, so in elk geval so en Marita is my sussie. En so sê ons ons is oorweldig, maar ons weet dit is okay met my en Christo, want ons is baie lief vir kinders en ons weet nie hoe nie, maar dit is reg so, Here, ons sal dit doen. So vra ons ander kinders. Carmen is geestelik baie sterk. Sy sê die Here sê dis reg so. Celeste is 'n verpleegkundige. Sy sien net hoe gaan sy hierdie kind versorg. Jan Paul is ons laaste seun, enigste seun. Hy is baie bedreig. Hy sê nou hy. En hy sit ook daar, hy is 'n deel van julle kerk. En ons sê is reg so, maar jy moet 'n rede gee. Jy kan nie net sê nee nie. Ons gee jou 2 weke om met 'n goeie rede te kom. Maar ons het verstaan hy's bedreig en ek meen, hy was ons enigste seentjie, ons wou hom graag klein hou, hoor. So toe na so omtrent 'n week, toe kom hy na ons toe en hy sê, wanneer kom hierdie baba? So, en so is die baba toe gebore, en sy was eers 6 weke in die kinderhuis, in 'n ander huis as haar mamma het nie eintlik haar besoek nie, jy kan dink 'n 14 jaar oud kind, seker toe bietjie 15, en toe het ons haar gekry. Sy het ook vir maande geskreeu. As Christo vir haar 'n bietjie gesiggie trek of 'n aandagie gee, dan het sy haar lippies so getrek en dan het sy net gehuil.
So, dit was moeilik, maar dit was baie goed. Sonder ons kinders sou ons dit nie kon doen nie. Jan Paul was op daai stadium 12, Carmen was 18, Celeste was 16. En so het ons hierdie kind groot gekry en dit was nie maklik nie, want haar geskiedenis is, soos Karin sê, sonder hoop, maar met baie liefde, baie aandag, baie hulp van baie mense. En die Here het gesorg. Hy het vir my 'n woord gegee eendag wat gesê het, ek sal klaarmaak wat ek begin het. Jo, en baie kere moes ek hom daaraan herinner. En so het ons al aangeneem toe sy 3 jaar oud was. So nou het ons 4 kinders. 4 jaar terug het iemand na ons toe gekom en gesê, sy voel hierdie kind moet na Isaac Carstens toe kom. En ek het net gedink, oh my goodness, op aardbodem. Maar in elk geval, sy betaal toe vir ons om hiernatoe te kom vir die inligtingsdag. Dit was Januarie 4 jaar terug. En ek het daar gesit, ek en my man by daai kafeetjie en ek het net gedink, alles is wonderlik, alles is fantasties, dit sal baie goed en baie wonderlik wees vir haar, vir Benedict, maar Here, ek weet regtig nie, maar hier is ons, dis baie nice. En ek sê nou vir julle, ons is vandag hier, maar Dinsdag is dit al gradeplegtigheid. My grootste bekommernis was dat die nie tissues kan wees nie. Want die Here het vir my gesê, al gister, dat ek sou moet ietsie sê. En ek wil vandag net sê, dankie vir Marita, wat baie goed was vir Benedict in die tyd wat sy hier was. Die Here het vir my gesê, ons moet aansoek doen vir 'n beurs by Atterbury. Nou wil ek vir julle sê, om by Atterbury 'n aansoek te doen vir 'n beurs vat maande. My man het met baie omsigtigheid alles bymekaar gekry. Atterbury het haar hele studie betaal, maar behalwe dit moes ons betaal vir die verblyf. En vir 2 jaar van die 3 jaar het ons nie nodig gehad om 'n sent te betaal nie, want iemand het vir haar betaal. Die ander jaar was sy ook versorg. So, ek wil net sê, en hoor vir my, ek werk by 'n ginekoloog. Ek ken al hierdie hartseer stories van mense wat nie kan kinders hê nie. Maar ek wil vir jou sê, moenie bang wees vir 'n kind wat nie uit jou maag kom nie. Daai ouetjies word net uit jou hart gebore. Ek kan met eerlikheid vir julle sê, dat daar nie 'n verskil is tussen die liefde wat ons vir Benedict het, en die liefde wat ons vir ons ander 3 kinders het nie. Die Here doen dit. So as jy nie kan kinders hê nie, julle soek een, daar's baie. Dankie. Baie dankie hoor. Ek en Marissa wil vanoggend dankie sê vir kampusbediening. En ons wil ook lewe vier. In Tessalonisense 5 sê, wees altyd bly, bid sonder om op te hou, en wees dankbaar in alle omstandighede, want dit is die wil van God in Jesus Christus. Ons sê vandag namens die Oos-Kaap en die Koninkryk van Lesotho, dankie vir kampusbediening. Ek het verlede week Vrydag my beste vriend in die grond begrawe. Want hy het gesterf by die Ironman
tydens die swem. Sy naam was Martin Pretorius. Martin het die gospel gehoor as sy eerste jaar. En hy het dit aangevat. En hy het altyd gesê, Johan, die woord van God is lewendig. Dit sê in Jesaja 52, dat die woord wat uit my mond uitgaan, sal nie na my toe terugkom leeg nie, maar dit sal bereik dit wat ek wil hê dit moet bereik. Nie ons nie, Christus. En Martin het gehardloop met die gospel. Hy was hierdie huge ou, baie gegym, super stil, sag. As jy met hom gepraat het jy gevoel soos die belangrikste persoon in die kamer. Hy wou jou raak sien. Martin trou toe met hierdie amazing vrou. Hulle trek na Jeffreys Bay toe en ek soos my chom, gaan jy heeldag op die strand sit en surf. Dis toe wat hy gedoen het pretty much. Maar daar het hy betrokke geraak by 'n ministry. Hy het die gospel uitgevat. En hy begin toe met boere werk, oor die hele Oos-Kaap en die hele Lesotho. En hy het die gospel uitgevat. Tot op so 'n vlak waar hy die koninklike familie van Lesotho leer ken het deur die besigheid en deur die gospel. Martin het die gospel uitgevat, omdat hy die gospel gehoor het as 'n student op 'n kampusbediening. En hy het dit toe in sy werkplek begin invat. Dat waar hy vir sy baas kan sê, oom, ek dink nie wat oom nou gedoen het verheerlik die Here nie. Dan sê die oom vir hom jammer. Ons het hom laasweek Vrydag begrawe. En ons het daar gesê, ons gaan vandag dankbaar wees. En ons het toe begin wonder, wat is dankbaarheid? Dankbaarheid kan net plaasvind in gemeenskap. Want as ek nie vir Rudo het om vir dankie te sê nie, dan kan ek nie dankie sê nie. Want om dankie te sê beteken, ek sien iets raak in wat Rudo doen, wat ek nie kon doen nie. As my vrou vir my instaan, wanneer ek besig is om eksamen te skryf, en 'n paar goed in die huis vir ons organise, kan ek dit nie doen nie, want ek is besig en ek kyk vir hom en ek sê, dankie dat jy my gehelp het. En Martin se begrafnis het afgesluit deur te sê, ons gaan 'n oomblik vat en terugkyk na al die spore wat hy gestap het, tot op daai dag wat hy verdrink het in Mosselbaai. En ons het daar gestaan en ons het teruggekyk en gesê, dankie vir hoe ons saam met jou kon stap. Om jou lewe te eer, gaan ons vorentoe stap. En die gospel aanhou uitvat, want jou legacy was nie een wat gegrond is in jou nie, maar dis een wat gegrond is in wat Christus ons bestem het om te doen. En dis om die gospel uit te vat, disippels te maak, mense tot bekering te bring en hulle te doop. So dankie vir die werk wat julle doen as campus missionaries. Dit het tot in Lesotho, tot in die koninklike familie gegaan. En dit gaan aanhou uitgaan. Goeiemôre julle, dit sal 'n sonde wees as ek nie vanoggend kom dankie sê nie. Hierdie jaar was 'n verskriklike jaar. Dit was Januarie, Februarie, Desember. Daar's 3 goedjies, so ek gaan baie vinnig probeer wees. Op die 16de Februarie kry my pa 'n massiewe beroerte en dit los hom vir 2 maande in die hospitaal, heeltemal geparaliseer. Hy moes van voor af leer loop, sy blaasbeheer, praat, eet, alles. Ek onthou so 2 weke in die hele storie en hy was in Eugene Marais Hospitaal, fantastiese dokters en mense, en ek wil vir die Here dankie sê vir hulle. Maar so 2 weke in het ons regtig nie geweet of hy dit gaan maak nie en of hy die aand gaan sien nie. En daar was baie mense wat vir hom gebid het en ek weet die een Sondag net daarna, na daai donderdag gaan ons kerk toe. En hulle het 'n gebedstyd wat hulle bid vir mense. En ek besluit, okay, ek gaan nou maar vorentoe gaan dat hulle vir my pa bid. Maar soos ek daar voor staan, sien ek net die beeld van die vriende wat hulle vriend vir Jesus gebring het, wat nie kon loop nie. En ek sê, Here, ek bring vanoggend my pa na u toe, soos wat daai vriende hulle vriend vir Jesus gebring het. En toe die vrou vir my bid, toe sê sy, toe sy woorde vir my, die Here sê vir my om vir jou te sê, jou pa gaan nou uitstap. En julle, dit was so die 15de April, toe stap my pa daar uit. Met 'n quadropot, baie stadig, maar hy daar uitgestap. En dit was toe nou maar 6 maande van baie
harde werk, baie opofferings en wat ons nou hom versorg het, maar hy is terug op die been en dit gaan goed met hom. En 16 jaar terug het hy hard valve replacement gehad en die Here het hom daar vir ons gespaar en die Here het hom weer vir ons gespaar en ek wil net regtig vir die Here sê dankie vir nog 'n bietjie tyd wat hy hom vir ons geleen het. En dan die tweede ding is, ek dank die Here dat hierdie jaar kon ons 20ste huweliksherdenking vier en ja, my man werk nou vandag, maar julle, ek weet nie hoe doen jy dit sonder jou beste vriend aan jou sy nie. Die 20 jaar was definitief nie die maklikste 20 jaar nie. In 2019 is ons land uit. Ons het in Botswana gebly vir 'n rukkie. Ons het teruggekom so 3 jaar terug. En ja, deur dit alles het die Here ons sy net altyd getrou en is net daar en op en af moeilike tye, maar dis die moeite werd om vas te byt en die Here deel te maak van jou huwelik. So ek wil net vir die Here sê dankie vir 20 jaar. En dan die laaste ene, dink ek is seker vir my die een wat die naaste aan my hart lê, is die community wat ons van kon deel geraak het. Ons was laas jaar in Mooikloof gewees en hierdie jaar so met die onderwater hokkie, toe raak my dogter bevriend met Desiree en Wynand se dogter en nooit het ek gedink ons sal ooit eers vriende wees nie. En so deur die deurmekaarheid van die jaar het hulle toe nou vriende geraak en die dogters vra toe ek hulle wil hier by die jeug aansluit. So baie dankie vir wat julle vir die jeug doen. En hulle het aangesluit by die jeug en toe nooi Desiree hulle ons en sê kom raak deel van ons lewensgroepie. Julle kan nie vir julle vertel hoe baie dit 'n impak vir ons gemaak het nie, want ons het nie in Pretoria groot geword nie. So ons het nie eintlik mense geken nie en ons is nou so amper 3 jaar hier en nog nooit het ons regtig ons is ook maar skaam, ons is nie regtig uitgereik nie, maar net hulle liefde en hulle huis oopstel en ek wil vir Here sê dankie. Nou het ons al 'n paar gesiggies wat ons kan groet en ja, ons is net baie dankbaar daarvoor. Wonderlik. Baie dankie. Hallo julle. 'n Paar van julle ken ons storie. En ek jammer nou eintlik ook. Maar in Julie, net begin van die vakansie het ons seentjie by 'n maatjies gaan speel en toe het die twee seentjies 8 vir 'n cricketbal of 'n paaltjie of 'n ietsie albei gegaan daarvoor en toe staan 'n knieg op my seun se kop. Nou het ek toe hy so huil, toe dog ek dit is nou 'n bietjie van 'n harde huil, maar dit is nou aan die van die kwartaal en so en hy is dramaties so. En toe toe is hy fyn en troos en so en toe gaan ons aan en toe daai 3:00 die oggend toe maak my wakker en sê mamma my kop is baie seer. Toe dink ek nee, hy het seker net genoeg water gedrink die dag nie en jy doen daai selfoontoets van die oë. Nee, dit hy lyk fyn en toe het ons weer gaan slaap, maar toe op die ou ende toe maak my man my wakker sê nee, hy het 2 keer opgegooi. Ons gaan maar liewester met harsingskudding of so hospitaal toe. Op die ou ende het dit geëindig met bloeding op die brein. En dit is dan as jy daai vorm moet teken, verstaan die dokter sê ons gaan opereer en ek weet nie, ek het gedink is of so 'n tonaal, jy weet jy maak 'n gaatjie en dan is daar drukkingverligting en dan sit nou maar dit. Maar toe hy soos in nee, ons gaan net 'n bietjie sny. Toe sê ek soos in wat is daai? Dit is winkelhak, verstaan? Anyway, but remember there's no guarantee, but it is routine operation. Dan dink jy, wow, dit is nogal woes. Maar my storie is dat ons het 'n gesonde kind in die hospitaal moes hou vir 'n week en 'n gesonde kind vir 6 weke by die huis moes hou want hy kon nie skool toe gaan nie. Maar dit was regtig net Benji was van dat hy weer wakker geword het net homself en daar is soveel stories en as jy in die hospitaal is by die kindersaal dan kom jy agter weet hoeveel genade daar oor jou is. Maar dit is vir my net so groot. Ons het 'n super gesonde kind wat kan loop en alles nog kan doen en die storie kon soveel anders gewees. So net dankie Here daarvoor. Môre julle. Ek wens nou so of ek was eerste, maar ek staan nou uit gehoorsaamheid. So myne is ek het in die begin van die jaar in my hele lewe het ek nog nooit by die werk in die moeilikheid gewees of enigiets nie. Nou gaan ek huil, dit is so klein in vergelyking met almal se. Maar ek het toe 'n dissiplinêr gekry. Ek het 'n data breach veroorsaak. Ek is eintlik 'n gekwalifiseerde prokureur, so ek litigeer in die been, dis hoe ek dit doen. Maar hier moet ek hierdie dissiplinêr deurgaan en dit voel of die wêreld om my in mekaar sak. En
ek sê toe vir die Here, soos hy moet my help, soos ek kan nie hierdie alleen doen nie, en hy sê vir my, bly stil. Ek kan nie stil bly nie, ek's prokureur. Maar hy sê vir my, bly stil. En ek weet glad nie wat hy vir my sê nie. Ek weet glad nie, maar ek stap nou in hierdie dissiplinêr in en ek bly stil. Ek het 2 goed gedoen. Ek het gesê ek skuldig en ek het gesê daar was geen malicious intent nie. Dit was my 2 goed. Die dissiplinêr was seker 40 minute lank en ek het niks meer gesê nie. En aan die einde toe die ou wat die voorsitter was, ek kon sien hy weet nie eintlik hoekom is ons hier nie. Ek het 'n data breach veroorsaak in 'n internasionale company. En aan die einde van hy dissiplinêr het my baas my gebel en vir my gesê, hy is baie jammer, hy het my deur hierdie gesit. En dit is net hoe groot die Here is as ons in gehoorsaamheid staan en ek het stil gebly, wat onnatuurlik is in 'n dissiplinêr. Baie dankie. Dankie dat jy dit kom deel het. Ek het 'n paar jaar gelede my beste vriendin verloor. Sy's nie oorlede nie. Maar ons was vriende vandat ons 2 jaar oud was en ons was vir 13 jaar beste vriendinne. Dit het my baie seer gemaak en want sy was soos 'n sussie vir my. En ek is toe uit daai skool uit na 'n nuwe een toe en ek is daar geboelie. En ek het toe begin betwyfel of if I'm worth living for, if I'm worth it. Ek het myself begin verhonger, ek het ophou eet en ek het toe anorexia gekry. En ek het vir 2 jaar lank gesukkel. Ek het by die dood omgedraai en my ma en my pa was die hele tyd by my. Hulle het die hele tyd by my gestaan en het nooit opgegee nie. En ek het niemand gehad nie. Ek het net my familie gehad en ons het gebid en vertrou vir 'n vriend. En ek het toe hierdie jaar aan die begin van die jaar iemand gekry. Hulle het my lewe omgedraai. Hulle is nog altyd daar vir my gewees. En 'n paar weke gelede het ons hier in die kerk ek kan nie onthou wat die datum was nie, maar ek dink dit was Ruda wat gepreek het en die Here het net met my kom praat en 'n klomp mense het vir my gebid. En daai dag het my lewe omgedraai. Ek het besluit I'm worth it en die Here sal daar vir my wees. En ek het nou 5 kilogram opgetel en ek's besig om te gaan.